Stroomel persoon het mos 'n 4-8 bril, 'n Filippense 4-8 bril. En daai Filippense 4-8 bril help jou om iets raak te sien in die wêreld. Iets anders te dink, maar ook iets raak te sien in die wêreld. Maar voordat ek die geheim verklap wat daai iets is, kom ek vertel jou van Wally. Wally is deel van 'n klomp trefferboeke wat 'n Engelsman met die naam van Martin Handford geskep het. Wat daai boeke so lekker maak is dat 'n mens as jy die boek oopmaak, dan begin jy vir Wally sien. En Wally is in verskillende gedaantes, sien jy hom raak in alledaagse situasies. En hoe moeiliker, dit raak al hoe moeiliker, soos die boek vorder, om vir Wally raak te sien in die prentjies. Maar kom ek wys vir jou 'n paar voorbeelde, wat jou gaan help om te sien hoe lekker dit is om vir Wally te vind. So die eerste enetjie, kyk 'n bietjie na of jy vir Wally kan sien. En nou, daar is hy. Skielik as jy hom sien, dan weet jy, okay, daar is hy. Kom ons gaan 'n bietjie moeiliker na hom toe. Sien jy vir Wally? Hy is daar iewers. Okay, kom ons kyk, waar is hy? Daar is hy. Dit is asof jy, as jy hom sien, dan dink jy, ag, ek moes hom al gesien. En dan kom ons gaan 'n bietjie moeiliker. Waar is hy nou? Kom ons kyk of jy hom gesien het. Okay, daar is hy. Nou, waar is Wally nou? En dis lekker ene nie. En dit is eintlik die hele storie van God ook. Dat God, net soos Wally, wegkruip in die wêreld. Soms sukkel ons om hom raak te sien, ander tye is dit vir ons moeilik, nog moeiliker om hom raak te sien. En Filippense 4:8 bril help jou om vir God in hierdie wêreld raak te sien. En daar kom Paulus en hy skryf iets anderste. In Filippense 4:4 skryf hy, die Here is naby. Nou daai Here is naby kan jy op twee maniere verstaan. Die eerste ene is dat die Here kom terug, en die tweede manier van verstaan is dat die Here is naby, is teenwoordig. Is geen situasie is so alledaags dat die Here nie daar teenwoordig kan wees nie. En dit is nou die geheim. Hoe sien 'n mens vir God in die alledaagse raak? Hoe raak 'n mens bewus van hom? Die ou 4-8 bril help jou om dit raak te sien. Elke oomblik in jou lewe. En daarom as 'n mens sukkel om dit raak te sien, is dit goed om altyd die volgende ding te gebruik. Gaan soek vir die goeie in ander mense, want elkeen van hulle is gemaak na die beeld van God. So as jy die goeie in ander mense gekry het, gaan doen dan ook die goeie. Maar soms sukkel ons mos om die goeie in ander mense raak te sien. En as jy sukkel om die goeie in ander mense raak te sien, dan vra ek vir jou in die naam van Jesus om niemand kwaad aan te doen. En om jou te help om dit te lewe en om God raak te sien in elke oomblik, in elke mens wat jou pad kruis. Is daar 'n wonderlike gebed van Kent Ira Groff wat 'n mens gerus kan bid. Ek bid vir die genade om te sit by elke mens wat ek ontmoet en Christus in hulle gesig te sien. Nou waar is Wally? Waar is God? Daar is hy. In daai persoon wat jou pad kruis. In daai volgende persoon wat jy iewers gaan raakloop. In daai situasie. Daar is Wally. Daar is God. Daar is Christus. Om dit verder vir jou te verduidelik, is daar 'n wonderlike storie van Ronald Patterson. Ronald Patterson is 'n predikant in Amerika en hy het gaan sy hospitaaljaar gaan doen in die Boston City Hospitaal. En sy taak was om met die gevangenes te werk. Hy het daai saal gehad. En in daai saal was daar 'n berugte dwelmhandelaar gewees. En hy moes die ou gaan besoek het. Maar hy was nie baie lus vir hom nie, want hy het 'n reputasie gehad en hy het regtig baie nonsens aangejaag in Boston. En op 'n tyd toe gaan hy na die non toe wat eintlik sy supervisor is in die hospitaal en sê vir, weet jy wat, ek besoek die ou, die dwelmhandelaar, maar ek dink hy verdien dit nie. Hy verdien eintlik al die siektes wat hy het, want hy het verskriklik goed aangevang. En weet jy hoe antwoord die non dan vir Patterson? Sy sê vir hom, Patterson, so wanneer het God dood te gaan en jou aangestel as God? Wanneer het dit gebeur? En dan sê sy vir hom, onthou Ronald, elke mens wat jy ontmoet, en elke mens is daar 'n vonk van die beeld van God, en jou taak is om daarvoor te soek.
En daarom wat jy moet doen is alles wat jy geleer is oor mense, alles wat jy geleer is oor reg en verkeerd, moet jy uit jou gedagtes uitskuif, sodat jy dit nou kan ontdek van nou af. As jy na mense kyk, dat in elke mens, ongeag of het onder laag en laag van ellende en sonde verskuil is, dat jy weet onder al die laag is daar 'n vonk, daai vonk van God, daai beeld van God. En jou taak is dit ook om in daai persoon, in daai dwelmhandelaar, op dit raak te sien. Sodat wanneer jy hom weer sien, jy hom kan behandel asof hy Jesus is. Nou die storie help ons om te besef dat as ons 4-8 bril opsit en as 'n stroom op persoon lewe, dan weet ons dat die persoon wat nou my pad kruis, in hom, in haar, is die beeld van God. Dit help ons om mense anders te behandel. Daarom as stroom op persoon, is dit net reg om weer te bid en weer elke dag net te sê, ek bid vir die genade om te sit by elke persoon wat ek ontmoet en Christus in hulle gesig te sien. Stroom op mense, as hulle dit bid, gaan hulle oor vir die wêreld en sien hulle vir God raak.